Ons het laasweek afgeskop hier in die nuwe jaar met 'n tema, 'n preekreeks wat ons noem Nuut en Anders. En kan ek jou gou-gou vra? Ek weet nou nie, partykeer hierdie tyd van die jaar, hierdie eerste week is so bietjie soos bomskok. Kinders terug, maar tog voel dit of dit dinge bietjie na normaal toe gaan. Ons het verlede week vreeslike dinge oorgekom in ons area en ons is baie dankbaar teenoor die Here vir die reën en dankbaar vir mense se lewens wat gespaar gebly het en ons gebede bly uitgaan en ondersteuning bly uitgaan aan mense wat verliese gely het. Maar aan die begin van die jaar is daar iets soos 'n begeerte na normaal en 'n begeerte na anders. Nuwejaarsvoornemens, ek weet ons spot baie keer daarmee. Maar kan ek jou gou 'n bietjie uitnooi om te dink aan 'n situasie, iets wat gebeur, dit verander dinge, en nou moet ons nuut en anders leer dink. Ek wil jou gou vra om te dink aan 'n situasie. Iets gebeur en skielik is dinge nuut. En nou moet jy anders optree. Ek moet nou bely, ek het die week toe ek myself daai vraag vra, Gerard, dink aan iets wat gebeur, wat nuut is, alwaarna ek kon dink, is negatiewe goed. Is sleg, né? Ek bely dit nou. Eerste ding waarna ek gedink het was COVID. Eers iets gebeur, alles is nuut, alles is anders, né? In 'n oomblik verander die hele wêreld. En toe dink ek aan nog 'n klomp ander negatiewe voorbeelde en ek het daai aand gaan slaap en ek het die volgende oggend opgestaan met wat ek wonder, miskien is dit 'n positiewe een. Ons het vreeslike padwerke. As die paaie nou klaar is dit nuut en anders, né? Jy gaan nie dan van Mosselbaai af kan ry soos jy vandag ry nie. Hier tweede baan van die regterkant. Nee, dan gaan jy moeilikheid maak vir jou en vir ander. Jy gaan moet inval by die nuut en die anders en dit gaan wonderlik wees. Ons gaan sing haleluja elke dag as ons daai pad ry. Nuut en anders. Nou vriende, net om vinnig te recap. Ons het verlede week begin kyk na die, en ek kan nie, nou die eerste diens, ek het gevoel, ja, ek kry dit nie gesê soos ek moet nie. Die grootste nuut en anders wat die wêreld nog gesien het, is toe Jesus Christus uit die dood uit opstaan. Was heeltemal nuut. Nie sy disippels, niemand het dit verwag nie. Ek bedoel, daar staan, hulle was bang en hulle was bly. Ons lees gou weer, ons het dit laasweek gelees. Jesus gebied die disippels deur vrouens. Jy dink nou dis nie snaaks nie. Dit was verskriklik nuut. Vrouens in daai wêreld het geen sê gehad nie. Nou sê Jesus nie vir hulle, luister, gaan roep vir Petrus en Johannes, ek het belangrike afkondiging nie. Hy stuur die vrouens. Dis heeltemal nuut, jy verstaan nie, dis 'n revolusie. Ek beloof jou, dis 'n revolusie wat hier aan die gang is. Nou kom hulle by die berg, die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle ontbied het, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Aanbid en twyfel. Hoekom? Want dit is so nuut en so anders, ons het nie 'n klou wat hier aan die gang is, wat gaan nou gebeur? Clueless. Was jy al 'n goeie definisie van gedisoriënteerd, is mos om teen 'n glasdeur vas te loop. Dis wat hier was. Dis heeltemal nuut. En dan weet Jesus mos nou, hulle aanbid en twyfel. Hy weet hulle is bang en hulle is bly en nou help hy hulle. Wat is hier aan die gebeur? Jesus sê 3 dinge, ek noem dit net weer vinnig vir jou. Nommer 1, hy sê aan my is gegee alle mag, alle gesag in die hemel en op die aarde. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê God vir die hele skepping under new management. Amen. Dinge is nuut en dis anders. Wat gaan Jesus nou doen? Hoe gaan hy heers? Hy sê, gaan dan nou, maak disippels van al die nasies. Ek vra dit elke keer, maar ek kry nog min die regte antwoord. Hoekom sê Jesus nie, gaan maak disippels van al die mense?
Hoekom sê hy gaan maak disipel van die nasies? Want hy is die koning van die nasies. Elke nasie het nou 'n nuwe koning. En hoe gaan koning Jesus eers? Hierdie nuus kom ons van niet af. Dis vir baie mense 'n openbaring. Hierdie nuus gaan na nasies toe gaan en in elke nasie gaan daar mense wees wat glo. Hulle gaan gedoop word, nuwe familie, heeltemal nuut. En hulle gaan leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het. Wat het Jesus beveel? Hy som dit op in Johannes 13. 'n Nuwe opdrag gee ek julle, 'n nuwe gebod. Julle moet soos ek julle liefgehad. Vriende, hoor gou die nuut in die anders. Daar's 'n nuwe koning. Hoe gaan die koning heers? Hy gaan mense uit elke nasie uitroep. Hulle gaan in hom glo en hulle gaan by hom leer om lief te hê. En dis hoe koning Jesus heers. Luister, tot vandag toe is dit heeltemal nuut. Kom aan, hè? Tot vandag toe is dit heeltemal nuut en heeltemal anders. En dan sê Jesus, onthou spesifiek, soos ek julle liefgehad het. Ek en jy kan nie met ons idee van liefde na Jesus toe kom nie. Want dan leer jy mos nou niks. Jy sit jou idees neer, ek sit my idees neer, en ek kom na Jesus toe en sê, leer my. Leer my om lief te hê. En jy kan, want wat sê hy net daarna? Kyk, ek is met julle. Tot aan die volëinding van tyd. En dan dink mense eindtyd en hulle is reg. Maar mense smokkel met mense se koppe. Daai woordjie tyd, ek sê dit weer, ons het laasweek gesê, is era. Aion, is die Griekse woordjie. Era. Jesus sê daar's 'n era wat besig is om tot 'n einde te kom. Wat 'n era? 'n Era waar daar nog mense is en magte in die wêreld wat nie erken dat Jesus koning is nie. As Jesus vanaand kom, gaan almal erken hy's koning. En alles in die skepping gaan voor hom die knie buig. Maar tot dan is daar 'n era wat besig is om verby te gaan. Mense hoor nou mooi. Asseblief, hoor mooi. Wat is aan die verbygaan? Die era waar mense nog nie erken, alle mense, dat Jesus koning is nie. Dis besig om verby te gaan. Hoekom is dit besig om verby te gaan? Want daar het 'n ander era begin. Die koninkryk van God. Die nag is nie verby omdat jou horlosie sê dis 5:00 nie. Die nag is verby omdat die son opkom. Toe Jesus opstaan uit die dood, toe begin daar 'n nuwe tydperk in die geskiedenis. En ek en jy skryf nie net 'n nuwe datum deur 2026 nie. Dis nie al wat nuut is nie. Die grootste nuut en anders. Jesus is koning. Hy heers net op 'n baie weird manier. So dit was ons tema laas jaar ook. His glory, our story. Hoe heers koning Jesus? Die mense wat by hom leer om lief te hê. En hy sê, kyk, ek is met julle. En toe dink ons dadelik, die ander ding wat ons laasweek gesels het, Jesus sê, toe Petrus sê, U is die Christus, U is die gesalfde koning, toe sê Jesus, op hierdie rots, hierdie belydenis, sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie kan stop nie. Daai woordjie kerk is nie 'n gebou nie. Daai woordjie is ekklesia. Die Roman Empire het daai woordjie gebruik. Wat is ekklesia? Dis mense wat saamkom, wat 'n beweging vorm en 'n kultuur in die wêreld vestig, omdat hulle 'n koninkryk verteenwoordig. Lees hom gou weer. Mense wat saamkom as 'n beweging. Jesus sê, ek gaan dit bou. En dit wat ek bou, gaan die dood nie kan stop nie. Hulle het Petrus doodgemaak. Hulle het Paulus doodgemaak, né?
Ons praat vandag nog oor hulle. Wie ken van Nero? Min. Tiberius. Dit was nie 'n hond se naam, dit was die keiser. Jy ken hom nie eers nie. Hoekom nie? Want daar's 'n era besig om tot 'n einde te kom. Want daar 'n ander era begin. Die koninkryk van God. Jesus is koning en hy bou 'n eklesia. Mense wat by hom leer om lief te hê en sy kultuur te vestig. Kan ek gou vir jou sê, dis hoekom jy 'n job het. Dis hoekom jy op skool is. Dis hoekom jy afgetree is. Dis hoekom jy werk soek. Want Jesus is koning en hy het jou geroep en hy gaan jou werk en jou huis en jou buurt vul met sy koningskap. Ons het hom. Okay. Kom moet ons gou weer om die berg gaan. Maar kom ons hoor hom. Miskien moet jy nou 'n bietjie kou, maar ek wil jou nou uitnooi om 'n tree terug te gee en te hoor dat die nuut en die anders nog groter is. Kom ons begin waar ons laasweek geëindig het. Die laaste woorde van Jesus in Matteus. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Dis hoe Matteus sy boek eindig. Ek is met julle. Maar as jy kyk na hoe Matteus hom begin, dan begin jy hoor wat Matteus hier bedoel as Jesus sê. Wat het Matteus gedink bedoel Jesus? As jy kyk na hoe hy begin, as hy van Jesus se geboorte en die engel kom en kondig aan die maagd, sy gaan swanger word. Dan haal Matteus Jesaja aan. Jesaja wat gesê het, 'n maagd sal swanger word, sy sal 'n seentjie kry. En hulle sal daai seentjie Immanuel noem. Wat as jy dit vertaal beteken? God is met ons. Luister mense, jy moet nou gou, ons raak gewoond aan die storie. Ons raak gewoond. Ons sing hom elke jaar en ons preek hom elke jaar oor Kersfees. Weet jy vir wat doen ons dit net Kersfees? Miskien is dit omdat ons dit net so in 'n hoekie wil hou in die jaar. Want ons weet nie mooi hoe lyk die jaar as dit die waarheid is nie. As Matteus sê, Jesus sê, kyk ek is met julle, sê Matteus, God is met ons. Ek weet nie wat die mense om Jesaja gedink het toe hy die eerste keer daai woorde gesê het nie. Hy sê dit 2 hoofstukke verder ook. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Ons lees die versies net Kerstyd, ons moet dit dwars deur die jaar lees. 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Daai kind word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ek dink die ouens om Jesaja het gedink hy's van sy kop af. Ek dink genuine so. Jy sou ook as jy nou 'n Israeliet was. Want Israel, die hele Israel het groot geword met Moses se storie. Moses is teen die berg op. Moses sê vir die Here, ek wil die heerlikheid sien. En God sê vir hom, niemand kan my sien en bly lewe nie. Eksodus 33. Nou kom Jesaja en hy sê, daai God gaan 'n babietjie word. Nou hy, Jesaja, as weet jy wat jy gerook het, die ma. God into man won't go, het die een teoloog gesê. Dit was heeltemal nuut, heeltemal anders. En vriende, ek wil by jou pleit, jy as Christen, en as jy nie 'n Christen is en jy kuier vandag, is ek so bly jy's hier. Want daar's so baie mense wat met 'n prentjie van God in hulle koppe loop, wat glad nie pas by Jesus nie.
En Matteus sê, as Jesus sê, ek is met julle, is dit God wat sê, ek is met julle. En nogal sê Jesus, kyk, dis 'n Godwoordjie daai. Kyk is 'n Godwoordjie. Mag jy nooit ophou kyk nie. Mag jy nooit gewoond raak aan die storie van Jesus wat uit die dood uit opstaan nie. Blikskottel. Mag jy nooit gewoond raak aan dit nie. Kyk weer, kyk nog 'n keer. Maar saam met dit mag jy nooit gewoond raak aan die groter nuut nie. Dis God. Dis God wat 'n baba word. No ways. Dis God wat as 'n jong profeet in 'n wêreld instap en sê, die koninkryk van God het naby gekom. En hy doen tekens. Dis God wat as 'n koning gekruisig word. En as Jesus uit die dood uit opstaan, is dit God wat sê, kyk, ek is met jou. Kyk is 'n Godwoordjie. Oral in die Bybel, kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen. Julle wat dit jou oor gaan tyd so nie is dit. Dis wat Jesaja gesê het. Jy gaan skoon nie meer dink aan die wat voorheen was, want hierdie is so nie. Mag dit waar wees vir jou. Mag al daai prentjies wat jy van God gehaat het, wat gemaak het dat jy nie vrymoedigheid het nie, wat gemaak het dat God altyd vir jou op 'n afstand is en jy's bly. Jy's bly hy's ver, want o hel as hy naby is. Mag al daai prentjies, mag jy net nie meer aan dit dink nie, wanneer jy die nuut en die ander sien, maar jy gaan moet kyk. Jesus sê, kyk, ek is met jou. Kyk, so kan ons weer kyk vanoggend. Kan ons kyk? Jy ken dit. Mag jy nooit gewoond raak, jy kyk en kyk weer en kyk nuut. Johannes 1, in die begin was die woord. Die woord was by God. Die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes vat ons sommer terug na die skepping toe. Dis die God wat alles geskep het. En terwyl ons so hoendervleis het, sê hy, en daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes is. Ag nee, daar spoil jy nou die moment. Jy weet, soos die mense sê, hoekom doen julle afkondigings na die worship? Julle spoil die moment. Luister, dit is die punt. Dis na 'n wêreld waar daar 'n ou lyk wat mal, hy lyk mal. Hy eet sprinkane en eet wille heuning. Hy lyk van sy, dis na daai wêreld toe wat God kom. Daai ou was toe nie mal nie, hy was toe die boodskapper. Hy maak die pad reg vir Jahweh. Jahweh. Dis hoekom al 4 evangelies, net 2 vertel van Jesus se geboorteverhale. Net 2. Al 4 vertel van Johannes. Want hy is die boodskapper. Dis in daai wêreld waar daar 'n mal koning is wat babas doodmaak. Dis in daai wêreld waar daar 'n empire is wat oor die hele wêreld heers. Dis in daai wêreld, dis die punt wat God 'n mens word. En Johannes is eintlik, hy skryf skokkende goed. Hy sê die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, hoor, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Dit is so nuut en anders, laat die skepping nie eers die skepper raak sien vir wie hy is nie. Jy kan nie gewoond raak aan die storie nie. Dan besef jy nie wat aan die gang is nie. Hierdie is so nuut. Toe God na sy skepping toe kom, toe sien sy skepping nie wie hy is nie. Toe hy na sy mense toe kom, hy het gekom na wat syne was, sy eie mense.
En tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Hulle het hom nie eers net erken nie, hulle het hom verwerp. Kom ek gaan nou vir jou sê, as dit vandag was, sou dit dieselfde wees. Ons het idees oor God, oor hoe dit sal wees as hy sy koninkryk bring. Ons het idees oor hoe God in die wêreld werk, en Jesus het al daai idees kom smash. Almal. Dit is so nuut en so anders. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. Nou moet jy mooi hoor, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Hoor mooi, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sy unieke seun. Beteken dit, God het die skepping so lief, laat hy iemand anders stuur? Nee, dan maak dit nie sin nie. Jesus, ek het jou so lief, Lapie boetie, gaan jy nou en gaan help hy. Gaan gee jy nou jou lewe vir daai, want ek is so lief vir hulle. Ons het laas jaar hieroor gepraat, His glory. As jy na Jesus kyk, sien jy die Vader. Jesus se eie woorde. Daar's 'n shared identity tussen die Vader en die Seun. Dis wat die Bybel bedoel. Die unieke Seun wys die heerlikheid van die Vader, en jy hoor hoe sy heerlikheid, genade en liefde is nie net, kusje. Genade, waarheid, geregtigheid. As Johannes dit opsom in sy brief, sê hy, God is liefde. Maar luister, jy kan nie jou idee, ek kan nie my idee van liefde na daai stelling toe bring nie. Het jy getravel al? Jy kan mos nou nie al jou klere, nou klim jy in die vliegtuig. Nee, jy het 'n tassie. 'n Tassie is 'n wonderlike ding. Jy kan alles inpak, mooi op vir inpak. Maar die doel van die tassie is sodat jy ergens kan oopmaak en uitpak. Die woordjie liefde is soos 'n tassie. Dit beteken baie dinge. Jy moet ergens daai tassie oopmaak en uitpak. Hoe doen jy dit? Vriende, jy kyk na Jesus en jy sien God. Dis hoe jy dit doen. God, wat so lief het dat hy 'n mens word. 'n baba. Daar is nie in die hele wêreld se geskiedenis so 'n storie nie. Dis heeltemal nuut. En dis heeltemal anders. Toe dit wat Jesaja gesê het gaan gebeur, toe dit gebeur, toe is dit so nuut en so anders, niemand het dit gesien kom nie. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê hy, kyk, ek is met julle. Ek dink die opstanding is 'n liefdesverklaring van God. In die eerste plek 'n liefdesverklaring van teenwoordigheid. Wat is die eerste ding wat liefde doen? Is teenwoordig. Nee. Jy is teenwoordig. As God sê, hy word mens. Luister nou gou mooi. Ek het in die eerste diens gegil. Ek hoop ons gaan daai opname gebruik. Hier's 'n klomp woorde in my kop nou, wat ek nou moet 'n wag voor my mond sit. Maar vir te lank het Christene gelewe met 'n storie van 'n God wat ons wil wegvat na hom toe.
Die storie in die Bybel van Genesis tot by Openbaring is 'n God wat by ons kom woon. Gaan lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Van Genesis tot Openbaring. In die tuin waai die wind en hulle hoor sy stem. Toe daai projek sy uitgaan, toe sê hy maak vir my 'n tent. Toe word die tent 'n gebou. Toe aanbid hulle ander gode, toe breek hulle daai gebou af. God trek uit. En toe word hy mens. Dis 'n God van teenwoordigheid, want dis 'n God van liefde. En as jy met 'n ander God in jou kop loop, ek kan dit sê, want ek weet hoe dit werk in my kop, dan sit my kop wat met my smokkel. Dan moet my kop aanpas. Ek kan nie nou meer ry soos ek gery het nie. Ek gaan goed vir ongeluk. Moet aan die regte kant kom. Tweede ene. Miskien gaan ek nou maar hier gil. Tweede ene. Toe God Jesus uit die dood uit opwek, toe sit 'n liefdesverklaring oor sy skepping. Matter matters to God. Nee, God het die goed geskep. Dis syne. Nou het hy dit gekoop met sy bloed. Nou is dit 2 keer syne. En Christene wil net waai. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit, want verlang het ek so geglo. Maar die opstanding van Jesus is God wat een hengse regmerkie, nie 'n kruis nie. Luister, die kruis is 'n regmerk, is nie 'n kruisie nie. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sit God wat een hengse regmerk sit oor sy hele skepping. Kom ek lees dit vir jou, daar's 'n gedig, Kolossense 1. Want deur hom het God alles geskep, Jesus. Jesus is God, die skepper God. Alles in die hemel, op die aarde, sigbaar en onsigbaar. Dis wat hemel en aarde is. Daar's 'n sienlike deel, die aarde, alles wat ons kan waarneem, die kosmos, die galaksies, en daar's 'n onsienlike deel wat geen teleskoop kan sien nie. Die hemel. God het alles geskep deur Jesus. Vir wat gaan hy dit wegsmyt? Waar kom ons aan daai storie? Ek sê, die duiwel. Sien jy nou, raak ek kwaad. God het alles geskep. En toe hy dit skep, toe is dit goed. En nou staan Jesus uit die dood uit op en sê, God sê, dis goed. Dis goed. Hy het voor alles bestaan en hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Hoor gou. Want God het dit goed gedink om die hele volheid in hom te laat woon. Volheid waarvan? Die volheid van God woon in Jesus. Hoekom het God met sy volheid in Jesus gewoon? En om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. God het mense versoen, is dit wat daar staan? Hy het alles versoen. Alles in die hemel. Alles op die aarde. Die kruis is baie meer as net vir mense. Is vir die hele skepping. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê God, dit is goed. Soos hy in Genesis gesê het. Dis myne en dis goed. Te lank het ons met 'n ander storie gelewe. Hierdie storie is heel niet en anders. Derde ene, is 'n liefdesverklaring, want toe Jesus uit die dood uit opstaan, het jy gehoor wat sê die gedig, toe sy die eersgeborene uit die dood. Wat beteken eersgeborene? Hy is eerste. Dan gaan ons nou dinge volg. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe is dit God wat sê, nuwe skepping het begin. Hoor gou, help my asseblief. God het die liggaam van Jesus nuut gemaak, die materie,
die atome. Hy gaan alles nuut maak. Dis hoe die Bybel eindig. Kyk, ek maak alles nuut. Dit het begin. En kan ek nou gou vir jou sê, wanneer jy God in Jesus sien op so 'n manier, dan sit soos Johannes 20 sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ontvang die Heilige Gees. Die Here het nie mense afgeskryf nie. Hy het hulle ingeskryf. Hy het hulle ingeskryf in die storie van nuwe skepping. Hoe lyk liefde? God is liefde. Hier is die tassie wat jy uitpak. 'n God wat mens word en doodgaan sodat hy sy hele skepping kan nuut maak. Dis liefde. Dis commitment. Dis absolute opoffering van God self. Hy het nie sy godheid vir homself gebruik nie. Hy het dit vir jou gebruik. Hy het dit vir sy wêreld gebruik. Geen ander storie. Geen ander God. Daar's baie gode in hierdie wêreld wat Johannes skryf. Daar's nie so 'n God nie. Daar's geen God wat met die skepping te doen wil hê nie, tensy hulle dit kan misbruik. Is geen God wat 'n mens gaan word om by mense te kom woon nie, is jy mal. Maar daar was 'n groepie mense wat dit geglo het. En vriende, jy hoef my nie te glo nie, maar jy gaan die surprise van jou lewe kry. Daai mense het die wêreld verander. Want Jesus het gesê, ek bou 'n kerk, 'n eklesia, wat 'n karakter het soos my Vader. En daai karakter gaan die kultuur wees wat hulle vestig in die wêreld. OK? Dit was die inleiding. Ek wil jou nou uitnooi, ek wil nou vir jou kans gee, ons het nou gepraat oor groepe vir manne, groepe vir vroue, 1 keer 'n maand 'n commitment, om by Jesus te leer, saam met mekaar, want hoe leer jy liefde op jou eie? Go figure, saam met mekaar, om 'n commitment te maak. Die belegging wat jy, die beste belegging wat jy die jaar in jou lewe kan maak, is om by Jesus te leer om lief te hê. Meer en meer. En ek wil jou vra om vanoggend daai commitment te maak. Ons gaan nou klipborde stuur, hier van die kant af na die kant toe. Daar's 'n commitment blokkie vir manne, jou inligting, vir vroue, julle inligting. As die vroue meer inligting wil hê, daar's cherish kaartjies op die stoele, want die vroue se doen en late is, daar's klomp programme, julle het dit nou gehoor, is beautiful goed wat gedoen word. Jy kan ook buite by die tafel gaan hoor. Daar's ook 'n groepie, kan ek gou sê, vir jong mense, jong volwassenes. As jy jong mense is dit die beste belegging wat jy in jou lewe kan maak, is om by Jesus te leer om lief te hê. Want dis wat jy hier maak. Wat op aarde maak jy hier? Hier's wat jy hier maak. Daar's 'n nuwe koning wat mense roep, want dis hoe hy heers. En hy leer hulle om lief te hê, want hy's met ons deur sy gees. Wanneer ons na daai koning kyk, sien ons die Skepper God se liefde vir sy skepping. En wanneer ons by hom leer lief hê, werk hy saam met ons. Ek is met julle. Hy werk saam met jou. Jy werk nie meer alleen nie. Hoe great is dit? Ek doen nie meer my werk alleen nie. Ha? Ek het nou 'n vernoot. Ek het 'n partner. Die koning van die konings. Sy gees. Dis hoekom jy afgetree is. Dis hoekom jy, wat ook al is jy is. Want Jesus is koning. En dinge is nou nuut en anders. En jy staan in sy diens. En dis hoe die Skepper God dinge begin nuut maak. OK, ek sien die borde gaan so deur. Ons gaan nou land. Weet jy wat gebeur wanneer jy God in Jesus sien
en jy begin hom aanbid, weet jy wat gebeur? Ek wil gou jou vra, weet jy wat gebeur wanneer jy God in Jesus sien en hom aanbid? Jy neem deel aan wat aan die gang is in die hemel. Johannes kyk in die hemel in, Openbaring 4, hy sien God se troon is die middel van alles. Daar's wesens wat die hele skepping verteenwoordig wat God aanbid. Daar's die 24 ouderlinge wat die volk van die Here aanbid, Ou en Nuwe Testament, verteenwoordig wat Ou en Nuwe Testament en hulle aanbid. Die volk alles aanbid. Wat sing hulle? U is waardig ons die Here God om die heerlikheid en die eer te ontvang, want U het alle dinge geskep. Hulle aanbid die skepping. Die hele skepping word verteenwoordig in die hemel en hulle prys die Skepper. Die volgende hoofstuk is die Skepper 'n boekrol, sy planne vir die aarde, maar niemand kan dit oopmaak nie. Niemand in die hemel, op die aarde of onder die aarde nie. Johannes begin huil. Dis hopeloos. En 'n stem sê, moenie huil nie. Die leeu uit die stam van Juda het oorwin en hoor gou, asseblief hoor gou, in die middel van God se troon, wat sien hy? Nie 'n leeu nie. Wat sien hy? In die middel van God se heerskappy. Kom mense, 'n lam wat geslag is. Dis heeltemal nuut, heeltemal anders. In die middel van wie God se karakter is, in die middel van sy heerskappy, in die middel van hoe hy dinge regmaak, in die middel van sy heerlikheid, is 'n lam wat geslag is. En hoor gou wat gebeur toe. Ons praat oor nuut en anders. Jy dink alles was nog altyd dieselfde in die hemel. Toe hy die lam sien, toe sing hulle 'n nuwe lied. Kom mense, toe sing hulle 'n nuwe lied. Selfs die hemel sing nou 'n nuwe lied. En wanneer ek en jy God in Christus sien en aanbid, engage ons met die hemelse troon en jy word bemagtig vir die aardse missie. Want wat het God gesê? Die aarde sal gevul word met my heerlikheid. As jy God in Christus aanbid, engage jy met die lied van die hemel. En ek wil vir jou sê, as dit is van waar jy lewe, lyk jou hele lewe anders. Hulle sing, dieselfde wat hulle vir God gesing het, sê hulle vir die lam. U is waardig, al die lof, al die krag, wysheid, sterkte, eer en heerlikheid. Die hele skepping in die hemel, op aarde en onder die aarde, op die see, alles wat bestaan het, ek hoor uitroep, aan hom wat op die troon sit en aan die lam. Luister, dit klink vir my, Christene moet leer om op tune te sing. Klink vir my, ons sing partykeer maar vals hoor. Ons het 'n heel ander liedjie. Hier is die nuwe lied. Die hele skepping sing klaar. Kom by. Kom by. Sien God die Skepper in Christus, die lam. Die absolute oorgawe van liefde. Aanbid hom en hy gaan jou bemagtig vir jou deel van die mission, soos in die hemel. Soos in die hemel. So ek wil jou uitnooi, kom ons land dan vandag met aanbidding. Volgende week praat ons oor nuwe mense. Nuwe koning, 'n nuwe verstaan van wie God is, het nuwe mense tot gevolg. Ons praat volgende week oor dit, maar kom ons aanbid. Kom ons staan. Ek wil jou so graag uitnooi. Dis wat die bloed van Jesus moontlik gemaak het. Dat jy kan kom net soos jy is en hom aanbid.
God sien vir wie hy is. En wanneer jy daar in die hemelse troonkamer is, gaan hierdie week, vat Johannes 1, vat Kolossense 1, aanbid hom net. Daai woorde is baie beter woorde as wat ek ooit kan sê, wat jy ooit kan sê, aanbid hom net. When we stand humbly in the counsel of God, we can stand boldly in the counsel of men. God bemagtig jou vandag. God bemagtig jou met sy liefde. Sy liefde wat sê ek is met jou. Sy liefde wat sê ek het nie 'n fout gemaak toe ek jou geskep het en ook hierdie wêreld geskep het nie. Sy liefde wat sê die aarde sal gevul word met my heerlikheid. Gaan dan. Ek is met jou. Ek is met jou. Jy net 'n oomblik in jou eie woorde net vir die Here sê, Here, as U met my is, ek is met U ook. Hier is ek. Kom mense, hier is ek. Kyk verby jou beperkings. Kyk verby jou tekortkominge. Dis God wat jou roep. Jy staan in sy troonkamer. Jy neem deel aan die lied van die lam. En hy stuur jou. Here, dankie vir U liefde. Onuitspreeklike gawe. Oorvloedige, selfopofferende liefde. Vul ons met U Gees, Here Jesus, sodat ons omgewings kan gevul met hierdie heerlikheid. En dankie dat U met ons is, in Jesus se naam. En ons almal sê, Amen.